Goeiedag. In hierdie tweede video oor herleidings gaan ek jou vra om te probeer sien hoe ons herleidings kan doen sonder om te maal of te deel met 100 en 1000 of sonder met komma te skuif. Deur net 'n invoeling en hoe dit aan mekaar steek. Kom ons kyk. Ons herhaal net gou weer dat die kilometers, meters en millimeters, kilogramme, gramme, milligramme, kiloliters, liters en milliliters almal maak 1000 van die kleintjies, maak 'n grootte, dus 1000 mm maak 'n meter, 1000 meter maak 'n kilometer, dieselfde met 1000 milliliter maak 'n liter en die 1000 liter maak 'n kiloliter. Ons onthou ook dat meters na sentimeters is 100. Ons gesê daar's 100 centimeter in 1 meter en daar's 10 millimeter in 'n sentimeter. Ons gesê hierdie, hoeveel millimeters in 'n sentimeter is, kan ons op 'n liniaal gaan sien. En ons het gesê om sentimeters na meters toe te herlei, moet ons altyd onthou hoeveel sent is daar in 'n rand. Daar's 100 sent in 'n rand, so daar gaan 100 centimeter in 'n meter wees. Niks met mekaar te doen nie, maar ons soek allerlei maniertjies om goedjies te onthou. Moenie die mekaar raak hoeveel sentimeter of millimeter daar in 'n meter is nie. 1000 millimeter in 'n meter en 100 centimeter in 'n meter. Moenie die mekaar raak nie. En van hier af is dit maklik. Onthou, indien jy met 'n spesifieke konsep in wiskunde sukkel van graad 1 tot graad 12, stuur gerus vir ons 'n e-mail na hierdie e-mailadres of 'n klein boodskapjie na hierdie nommer toe en ons sal vir jou so gou as moontlik probeer om 'n video te maak om jou probleem vir jou op te los. Hier is nou 'n paar reëls om by die tegniek uit te kom wat ons gou moet maak. Hierbo het ek vir ons geskryf: alles voor die komma is heeles van die naam. Voorbeeld, hier staan 4,5 kilometer, beteken hier is 4 kilometer. Ons gaan glad nie oor die agterkant praat nie, hulle skryf van self saam. So ek sê weer, alles voor die komma is heeles van die naam. So hier staan 4,5 kilometer, beteken 4 heel kilometers. Hier staan 3,124 meter, maak nie saak hoe baie goed ek hier skryf nie. Alles voor die komma is heeles van die naam. So met ander woorde, hierdie 3 is 3 heel meters. Onthou dit net, dit is ons reëls hierso. Dan nog 'n feit wat in hierdie afdeling gaan nodig wees, is indien daar geen komma in 'n getal is nie, sit die komma heel regs. Lees net weer vir ons, indien daar geen komma in 'n getal is nie, sit die komma heel regs. Dis internasionaal altyd so, jy hoef nie eens bang te wees daarvoor nie. So hierso gaan 'n komma hier sit, want hier is nie 'n komma nie, en hier gaan 'n komma hier sit. So hierso staan 14 mm soos ons dit ken, maar dis 14, iets millimeter, wat niks is nie. En hierdie is 300 cm, beteken ons gaan 'n komma daar kan sit, as ons een moet insit. Onthou dit dan so. As jy na hierdie getal kyk, ek het ons geskryf, hierso is 4 heel kilometers. As na hierdie getal kyk, hoe lelik hy ook al lyk, daar is 3 heel meters. Ek sê, die goed voor die komma is heeles van die naam weer. Onder het ons gesê, as daar geen komma in 'n getal is nie, sit die komma heel regs. So hierdie, daar het ek net vir ons gaan oorskryf, ek kan nie aanskryf wat ek wil, so dan kan net 300, en ek kan soveel nulle hier aansit soos ek wil. So die komma hoor, daar soos ek gesê het, en hier het ons 14 mm, so ons kan om 14 komma, ons gaan soveel nulle hier aansit soos ons wil, ons moet die komma net hier kan inkry. Nou kyk of jy 'n gevoel kan kry, of wat ek hierso gaan doen. Die eerste vraag is, wat in hierdie vraag hierso staan, ek het 1,000 kilometer, ek moet dit herlei na meters toe. Die eerste vraag is, wat is die grootte? Hierdie is die grootte, en hierdie is die kleintjie. So, dan sê jy, as 'n mens, jy kyk nie eers na die getalle nie, jy sê, indien ek 1 grootte sou gehad het, dan sou ek met ander woorde 1000 kleintjies gehad het. Dit ken jy nou uit jou agterkop uit sommer. So nou, onthou wat ons in die vorige, ons net gesê het, hierso staan 1, maar daar staan 1 heel kilometer. Ek het gesê, die goed voor die komma is heeles van die naam. So hierso staan 1 heel kilometer, geen nie om wat ek hier skryf nie. Hierdie is dan 1 kilometer, en hoeveel meter is dit? Ja, dit is 1000. Net voor ons aangaan, kom ons verduidelik gou, hierdie wat jy hier sien, beteken dit is 'n is-gelykant teken, wat ons besig is om daai kant toe uit te werk, en dan na die regterkant toe. Maar een van die dinge wat ons vir julle te min leer, is dat ons moet kan ander kant toe ook werk. En daarom maak ons so 'n teken, wat sê ons moet weerskante toe kan werk. Ek kan vir jou vra, soos ek hom nou verduidelik het, dan moet jy vir my D uitwerk, maar ek kan ook vir jou D vra, en dan moet jy om die kant toe kan werk. So moenie nou jouself nou knoop hierso, wat 'n kant toe ons werk nie. Kyk nou die volgende een, hierso het ek 0,1, die vraag is eers, wat is die grootte? Daai een is die kleintjie. Nou hoeveel daar's 1000 kleintjies in 1 grootte, het ek 1 grootte? Nee, ek het nie 1 grootte nie, so hier moet 'n ander getal hier uitkom. Maar onthou, hierdie het vir ons 1000 gemaak, so hier staan eintlik geskryf hoeveel hier is, hier is 100, dit moet 'n kleiner getal as 1000 wees, maar net kleiner is hy. Hy sal dan so lyk, kry jy 'n gevoel op dit? Indien ek 0,010 kilometer het,
Beteken dit ek kan nie 1000 het nie, ek kan nie 100 het nie, hierdie moet iets anders wees. Net kleiner is dit. Dit gee dan vir my die 10. Mooi. Dan so sal lyk. Die volgende een weer. Dan hoor ons sê, hier is die grootte, hier is die kleintjie, ons het 1000 nodig, ons het nie 1 heel kilometer nie, ons gaan nie 100 het nie, ons gaan ook nie 10 het nie, so die moet nog minder wees. So daarom is dit dan 1 meter. Wat dan so sal lyk. Moet nou net nie skrik nie. Hier het ons nog steeds kilometers, wat ons moet herlyn na meters toe. Die vraag bly dieselfde. Indien ek 1 hele kilometer sou gehad het, hoeveel millimeters is dit? Is dit 1000? Het ek hier voor 1 hele kilometer? Nee. Het ek hier 'n getal, dan kan dit nie 100 wees nie, dit kan nie 10 wees nie, dit kan nie 1 wees nie, so hierdie moet nog kleiner wees. Want ons tweede reël wat ons nou net geleer het, ons het gesê dat as daar geen komma in 'n getal is nie, soos hierso, staan die komma heel agter. Ek het hulle vir ons gou hier kom inskryf, is nie doodbelangrik nie. Kom ons kyk waar gaan hierdie antwoord nou heen gaan. Hy kan nie 1000 wees nie, 100 wees nie, 10 wees nie, hy kan nie 1 wees nie, kom ons kyk. Probeer nou maar 'n gevoel kry of wat hier aangaan. Stop die video en kyk bietjie na wat hier geskryf is en probeer dink wat ek vir jou gesê het. Ek gaan nog 3 van hierdie pakkies deurhardloop. Nou gaan ek hoofsaaklik werk met meters en sentimeters net om so 'n gevoel te kry. Onthou is altyd gesê die meter sal in die grootte wees, die sentimeter die kleintjie en dan vra jy as ek 1 grootte sou gehad het, hoeveel kleintjies sou ek gehad het? So 1 meter is 100 cm. Dat moet in jou agterkop reg wees. So die eerste vraag hier sê ek het 100 cm. Hoeveel meter het ek? Jy vra vir jouself as ek 1 meter gehad het, sou ek 100 cm gehad het. Het ek hier 100? Ja, dan het ek 1 meter. Wat ons dan so sal skryf. Jy hoef glad nie hierdie nulle hier te geskryf het nie, ek kon letterlik net 1 geskryf het. Ek hou die nulle net, jy gevoel kry op die plekke wat ek mee besig is. Die volgende een is ek aan 10 cm en sê 1 meter, so vir my met andere 100 cm het ek nodig gehad om hom te maak. So het ek hier 100 cm en nou het ek minder. Dus ek moet die komma vir ons geskryf het, so ek kan nie 1 meter het nie, ek moet iets anders hier skryf. Hy sal dan so lyk, ek hoef nie daai 0 te geskryf het nie, sterker kinders sal dit met die tyd begin uitlos en verstaan, jy sal sien soos ons verder gaan. So dis dan die antwoord. 10 cm is nie 1 meter nie, is te min, hy gaan net in daai posisie inskuif en dan kan ek daai 0 skryf of los. Nou vra ons, as ons 1 cm het, ek het nie 100 cm nie, so ek het definitief nie hier 'n getal nie, ek gaan my komma moet neersit, ek het nie hier 'n getal nie, maar ek gaan hier 'n getal hê. Kom ons kyk. Ja, hy sal dan so lyk. Moet net nie skrik nie, hierdie is nou vir die heel sterker mense, as jy nie verstaan nie, hierdie kan jy los, jy behoort nie die gemiddelde ou behoort nie die som te kan doen nie. Ek sê weer 'n keer, hierdie een is met ander woorde ons kleintjie, hierdie een is ons grootte, ek moet 100 cm hê om een van hierdie ouens te kan kry. So ek het definitief nie 100 cm hier nie, ek het definitief nie 100 nie, so ek het nie daar 'n getal nie, ek het nie 10 nie, ek het nie 1 nie, ek het minder. Kyk of jy 'n gevoel kan kry wat ek gaan doen. Hy sal dan so lyk, let op, ek het nie 100 cm nie, ek het nie 10 cm nie, ek het nie 1 cm nie, maar ek het hierdie lelike dingetjie. So dis hoe hy werk. As jy nie verstaan nie, hierdie een kan jy uitlos, hy is nie die syllabus nie. Hier is dan nog 'n lelike een. Die vraag is hoeveel centimeter het ek om 1 meter te maak? Ek het 100 nodig. Hier het ek baie meer as 100. So as ek 100 gehad het, as ek 200 gehad het, sou ek hier 'n 2 geskryf het. Maar ek het meer as dit. Ek het 'n groter getal. Kyk hoe pas hy in hierdie stelsel in. Hy sal so lyk. Pause die video en kyk bietjie wat hier gebeur het, nou het die goeders by mekaar aanpas. Goed, nou gaan ons bietjie kyk na millimeters en centimeters herleiding. Goed, so ons het hierdie kant ek centimeters geskryf en ons sal vra om dit te herlei na millimeters toe. Kom ons kyk wat gebeur. Eerste ding wat jy vra is, hierdie is die grootte, hierdie is die kleintjie. 1 grootte maak 10 kleintjies. Dit moet jy by julle nie al gaan kyk, né? Dit aanvaar ek is in jou agterkop reg. Jy gaan ons. As ek 1 cm sou gehad het, sou ek 10 mm gehad het. Ek het hier meer, so ek het 20, ek kan dit sommer sien. Ek sal dan so lyk. Hier het ek nou 1,4 cm. Onthou die 1 cm wat voor die komma is, beteken as 'n hele centimeter, sal vir my al klaar 10 mm gee. Die vraag is net wat gaan die 4 gebeur. Hy gaan net saam met die 10, dan staan die getalletjie hierso. So daai 1 het daai 10 vir my geword. Ek moet kyk waar gaan die 4 heen. Hy gaan letterlik net op daai posisie staan. En nou gaan hy so lyk. Ek sê weer, die 1 wat voor die komma staan is 'n heel centimeter. Dit maak definitief 10 mm. Hierdie mannetjie kom net saam. So daarom word dit 14 mm. Nou vat ons 33 cm. 1 cm sou 10 mm gewees het. Ek het baie centimeters. So beteken ek gaan net 330 mm het. Ek sê weer, omdat daai 3 cm sou wees, sou dit definitief 30 mm gewees het. En hierdie 3 skuif net saam. So daar is die 30
Die 3 moet net opgeskryf, want hy maak nog baie meer. Nie nou skrik nie, ons het hier 0 centimeter. So ek kan nie 10 mm het nie, ek moet net minder as dit het. So daar is net minder as 10, vergeet die 6 vir 'n oomblik. Dink jy dit sal skryf? As daar 1 was, het ons hier 'n 10 geskryf. So die moet minder as 10 wees, die mannetjie. Ja, dit sal dan 4,6 mm wees. Met 'n bietjie tyd hier aan, hier is 'n bietjie moeilik. Val nie regtig binne die syllabus nie, maar ons omtrent enigiets kan hanteer as ons nou eers in die hoërskool ingaan. Jy sal sien ek het 'n sterretjie hier aan die linkerkant gesit, wat wys dat hierdie nie eintlik in die syllabus val nie, maar kom ons kyk vir die kreatiewe kinders of jy buite die rampie kan dink. Nog 'n taaierige enetjie. Onthou maar weer die reëls, ons het gesê voor die komma is heeles van die naam. Daar staan 3 cm. Dit beteken hier moet al klaar 30 mm wees. So hierdie moet dan net van die 30 af die kant toe bykom en die 5 net saam met die 3 skuif. So hierso staan 30, o nee 35, o nee 135. Wat dan so sal lyk. En dan die laaste enetjie. Hy lyk ook baie lelik. Onthou wat ons gesê het, voor die komma is heeles van die naam, hier is 108. Wanneer baie daarmee sukkel nie, kom ons vat hierdie 8. Hierdie 8 cm sou vir my 80 gee, die een moet saamkom, so dit word 81, en dan hierdie ouens skuif almal op. Wat dan jou 1081 mm sal gee. Nie skrik nie, stop die video, en kyk of jy 'n bietjie kan sien wat hier aangaan, hoe die goed in mekaar inpas. Nou doen ons 'n paartjie saam. Die vraag is 2,4 meter, is hoeveel millimeter? Ons het gesê, hierdie is die grootte, hierdie is die kleintjie. As ek 1 grootte sou gehad het, sou ek 1000 kleintjies gehad het. Hier het ek, voor die komma is heeles van die naam, ek het 2 meter, so ek het definitief 2000 millimeter. Hierdie 4 moet net saamkom. En die 4 hou net in sy plek, hy word nie weggegooi nie. Wat dan so sal lyk. Die volgende sê ek het 0,5 meter, hoeveel millimeter is dit? Ons het reeds nou net gesê, as ek 1 meter sou gehad het, sou ek 1000 millimeter gehad het. Ek het nie 1 hier nie, so ek kan net nie hier 1000 het nie. Dit moet net minder as 1000 wees. So ek het dan 0.000, wat ek dan uitlos, en dan die res van die taal moet ek dit inskryf wat dit naby soos 1000 lyk. Die vraag sê ek het 24 cm, hoeveel meter het ek? Hierdie is die grootte, 1 grootte, sou 100 kleintjies gemaak het. Het ek 100 kleintjies? Nee, dan kan ek nie 1 meter het nie, is te min, so jy moet definitief 'n 0 staan. Dit is amper asof daar 'n 0 voor die 24 staan, daar is 0, 100 cm, soos daar, en dan skuif die 24 net hier langs die kant in, met ander woorde daar 24. Ons het nie 100 nie, maar ons het 10, ons het hierdie ander een. So 24 cm is 0,24 meter, want ek het geen meters nie, maar wel die stukkies agter. Hier het ons 0,04 km, onthou ons gesê, hier is die grootte, hier is die kleintjie. 1 grootte sou 1000 kleintjies gemaak het. So daar, as daar 'n 1 was, het ek 1000 gehad, so daai getal sal by die 100 kom, daai getal sal by die 10 kom. So dit sal dan die antwoord wees. 40 meter, as dit moeilik is, stop die video en kyk bietjie daarna. Kom ons kyk na hierdie een. Ek het 16 meter, hoeveel kilometer het ek? 1 kilometer sou vir my 1000 meter gegee het. Het ek 1000 meter? Nee, so ek het definitief nie 1 kilometer nie, ons begin daar. Ons het geen 100 meters nie, so dan gaan ons aan. Ons het wel die volgende 2 posisies in die antwoord. En dan lyk hy so. So 16 meter is nie 1000 meter nie, nie 100 meter nie, en dan kom die 16 daarin. 0,016 kilometer. Die volgende een is 4 mm, is hoeveel centimeter? Indien ek 1 grootte sou gehad het, sou ek 10 kleintjies gehad het, want 1 centimeter is 10 mm. Het ek hier 10 mm? Nee. So ek kan nie 'n heel centimeter maak nie, en hy skryf net agterom in. Wat dan so sal lyk. Nou die laaste maklike enetjie. Ons het 413 cm, hoeveel meter het ons? As ons 1 meter sou gehad het, sou ons 100 cm gehad het. Het ons 100? Ja. So het 400, so het gee dan vir my 4 meter, né? Dan lyk die laaste een so. Dat is 'n baie makliker manier om hierdie somme te doen, deur te maal en te deel met 10. Ek sal 'n video daaroor maak, maar ek het nogal agtergekom dat sterk kinders kan hierdie nogal insien en 'n gevoel kry hierop, en dan is daar glad nie die maal en deel en die mekaar raak nie, maar geniet dit.